Baie welkom by vandag se luistermeditasie in hierdie tyd van Paase. Dit is vandag Woensdag 7 Mei 2025. En die skrifgedeelte waarby ons gaan stilstaan is Johannes 21 vanaf vers 15 tot 19 uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van stilte en nadenke. Steek 'n kers aan, as dit jou gebruik is. Raak bewus van jou sit, jou lyf, jou voete op die vloer. Draai jou handpalms na bo en let op jou asemhaling. Ek begin vir ons met 'n gebed van Anselmus, die aartsbiskop van Kantelberg, wat geleef het in die jaar 1033 tot 1109. Kom nou, brose mensie, draai jou rug vir 'n rukkie op jou daaglikse bedrywighede. Kom 'n oomblik weg van die chaos van jou gedagtes. Vergeet van jou sware sorge. Laat alles wat jou aandag verg 'n paar minute wag. Ja, maak jouself los vir 'n afspraak met God en sê: Here, ek kom by U tot stilte. Ek rus in U, o Gees. Ek soek U aangesig, my God. Praat met my deur U woord. Here, ek kom by U tot stilte. Ek rus in U, o Gees. Ek soek U aangesig, my God. Praat met my deur U woord. Johannes 21 vanaf vers 15 tot 19 uit die 2020 vertaling. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Amen, amen, ek sê vir jou. Toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou gaan. Maar wanneer jy oud word, sal jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus: Volg my.
In die naderdraai van Petrus se ontkenning van Jesus, 3 maal met die hanekraai, sou ons kon sê dat Jesus hom hier vasvat? 3 keer met die polsende vraag, het jy my lief? Hoe voel dit as Jesus jou vasvat? Jou terugroep, jou opnuut belyn met hom? Sheila Cousins het ook hieroor nagedink, in haar gedig getiteld Sagte Sprong. Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'n Aanraking van die verstand, lig soos 'n veer, vlugtig maar presies. En jy dink as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? Dit kom wanneer dit nie verwag word nie. Iets wat die bewussyn tot in die lewe tref. Iets soos 'n sagte sprong. Vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Hoe moet u vasvat wees? Drie keer noem Jesus vir Petrus op sy geboortenaam, Simon. En 3 keer noem Jesus Petrus se pa se naam, Johannes. Simon, seun van Johannes. Dis asof Jesus van voor begin met hom. Simon by die viswaters met sy pa se nette. Dalk soos 'n vis gevang in sy eie skuld. Skaam oor die skande wat hy oor sy eie naam en oor sy familie se naam gebring het. Maar soos met Jakob, soos met Lazarus, soos met Nathanael, soos met Saulus, soos met Saggeus, soos met Maria Magdalena en soos in Jesaja 43. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Aan my behoort jy. Letter vir letter, op die naam wat sy ouers hom gegee het, roep Jesus hom uit die donker van die hanekraai tot in die lig van die nuwe dag. Twee keer vra Jesus vir Petrus of hy hom baie liefhet. Albei kere antwoord Petrus, ja Here, U weet dat ek U liefhet. Die woord wat Jesus hier gebruik is agape, die hoogste vorm van liefde. Maar die derde keer wat Jesus vir Petrus hierdie vraag vra, gebruik hy 'n ander woord vir liefde, filio, waarvan die woord vir vriend vandaan kom, philos. Van die belofte van die hoogste vorm van liefde tot 'n alledaagse uitdrukking van broederskap.
Dis asof Jesus met hierdie laaste vraag vir hom vra. Petrus, is ek en jy okay? Dis op hierdie intieme, aardse, naby oomblik wat die damwal in Petrus breek. Here, U weet alles. U weet van die haan wat gekraai het. U weet van my leë beloftes, my halfhartige hart en my vrese. Ek sou so graag vir U 'n rots wou wees. Maar toe is ek al die tyd die dwaase met sy huis op die sand. Die verrassende wending van Petrus is dat hy toe nie die rots is waarop God sy kerk gaan bou nie. Want die klip wat deur die bouers afgekeur was, het die belangrikste klip geword. Voor Petrus staan die opgestane Christus, rotsvas in sy liefde verstikkende mense, wie se lewens uitgespoel het op die sand. Simon, seun van Johannes, ontdek opnuut dat Jesus die goeie herder is en dat sy oordeel altyd uitloop tot groter liefde en intieme vriendskap. Maar Simon, seun van Johannes, ontdek ook opnuut wie hy is. Petrus, gekap uit die rots en geroep tot volgelingskap. Die eerste opdrag van Jesus aan Petrus bly ook die laaste opdrag aan hom. Volg my. Doen wat ek doen. Pas my skape op en laat my lammers wei. As jy dink aan jou eie lewe, waar bevind jy jouself nou voor hierdie opgestane rots, die goeie herder? En waarheen lei hy jou? Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie en my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen.